Ek sê weer vanoggend, vir mense om ander te leer, teaching, is om hulle in te lig. Maar die proklamasie van die evangelie is om mense te beweeg. Dit lê nie in die krag van die predikant nie, maar die krag lê in die woord van God. Veral vir die mans en vrouens wat sê, hey man, I am immovable. Hey, ek is 'n man, ek kom uit hier van daar en ek gaan hiernatoe. Jy weet, School of Hard Knocks, man. Aha. Ek wys nie emosie nie. O nee. Maar weet jy nie, as dit kom by God se woord, en God se woord beveel mans en sê, gird your loins. Ja nee. Dan skielik is ons baie offended. Immovable, sê hy. Jy sien nie emosies in die manne met die sportsbyeenkomste. Maar weet, daar's twee tipe mense wat hierdie aarde loop. Net twee. Net twee. Nie 3 nie, nie 4 nie, nie verskillende klasse nie, niks nie, 2. Daar's 'n man of 'n vrou wat loop in 'n liggaam met 'n dooie gees, en daar's 'n man en 'n vrou wat loop in 'n sterwende liggaam met 'n lewendige vlees. En niks wat ons sê, gaan dit verander nie. Nou gister, toe preek ek God se woord wat apartheid betref. Apartheid in die woord. Die liggaam van die Here Jesus Christus, die kerk, word genoem Ecclesia. Separate. En net hier vir die doel van die sanctifisering van 'n mens, om die evangelie te verkondig. En wanneer die tyd van die Gentiles, die nie-Jode, volbring is nie, sal die age eindig. Halleluja! En die wat gretig is vir die koms van God, en met gretigheid wag vir hom, is sy kinders. So gister toe preek ek apartheid. Nie apartheid in selfsug nie, nie apartheid in wegkruip nie. Apartheid, want daar's twee tipe mense, twee. Die een wat 1 keer gebore is, en die een wat 2 keer gebore is. Want in die woord staan dit, dat die wat werklik wedergebore is gekruisig saam met Jesus. En gister, baie reaksie. En ek sê, jy weet nou, vir 'n paar mense, weet jy, ek is net bly ten minste, al is julle reaksie wat dit is, nê. Is ek net bly dat julle darm nog die vraag vra.
En nie in hierdie skynheilige, valse vorm met 'n valse glimlag sê vrede, vrede nie. Dis die stilte wat meeste skree van mense se rebelsheid. As jou diepste getoets word deur God se woord, is dit genade om te wys dat jy het 'n valse redding en daar's hoop vir jou terwyl jy asem het. Want wat mense deesdae glo, is 'n tipe Christendom wat nie nodig het vir 'n lamp by hulle voete nie. Wat geen waarskuwing van die Here in die Nuwe Testament in ag neem nie. Hulle het nie nodig om ander te waarsku nie. Hulle het nie nodig om te evangelise nie. En hulle flout so lekker verby, ten minste 80 waarskuwings van elke Nuwe Testament skrywer om te bewaar, te bewaak in hulle redding. Gered. Word gered en gaan gered word. Die heiligmaking. So verwerp dit. Verwerp dit. Hou op dinge half doen. As jy met die duiwel wil dans, dan dans met hom, heeldag. As jy 'n disipel van die Here Jesus wil wees, dan luister jy na wat hy sê. Want ek kan vir u vanoggend beloof, die skrif is vol van die wat die middelstand inneem, van die wat op die fens wil sit, vir die wat neutraal wil bly, vir die wat lou is. Maar ons is verblind. Baie mense is verblind deur die vyand. En God het die vyand toegelaat om baie mense vanoggend te verblind en te verdoof. Almal is Christene hier in Suid-Afrika totdat ons Bybels begin raak, né? En daar's een ding wat sy kop uitpop elke keer wanneer God die koste neersit vir my en vir jou, meneer en mevrou. Elke keer kom maar dieselfde ding. Weet jy wat skree? Die vlees. Jy hoor daai vlees skree. Maar ek het wat van wat ek doen? Wat van ek moet myself vergewe? Wat van ek moet myself lief hê? Wat van wat ek self verander doen? Wat van wat ek self deur is? Wat van wat ek self wil doen vir die Here? Wat van wat ek self, kan u dit hoor? Nou kom ek doen wat baie nou weer gaan spoeg vanoggend. Kom ek praat vanoggend wat God sê oor self. Kom ons hou op om dit te overcomplicate, né? Want ek kan vir jou sê vanoggend, daar's baie mense wat net genoeg versies ken om hulle reguit hel toe te stuur vanoggend. Yes. Lekker man, né? Sê die mense. Daar is baie mense wat vanoggend net 'n paar gesuiwde versies op hulle voetjies het om hulle te verwar. En hulle het nooit gaan kyk, is dit so nie. Hulle weet, iets is nie reg nie. Almal dink goed van my,
Wat 'n mamma, wat 'n pappa, wat 'n ouma en wat 'n oupa is ek nie. Ha, prys die Here, sê hulle. Wat is die verskil tussen die wêreldman en die hemelsman? Word herken wanneer hulle konfronteer word met die heerlikheid en die absoluutheid van God se woord. Want is die minderheid wat kreun en sê amen, en is die meerderheid. Maar is nie goed genoeg meer vir mense nie. Die ryk jong man het alles verklaar aan die Here toe hy sê, al hierdie dinge het ek gedoen. Ek het my naaste lief gehad soos myself. In Matteus wys dit ook. En dit is so opmerklik, hoeveel mense gister met daai stelling gekom het, wat mekaar nie ken nie. Wat doen julle in die kerk? Wat gaan aan daar binne? Is die predikante nie veronderstel om die gemeente en die skape voor te berei nie, net soos Jesus vir ons waarsku nie? Want ek hoor baie van die tweede gebod, maar ek hoor niks van die eerste een nie. Dit is so duidelik. Wat het geword van die eerste gebod? Want kom ek stel dit vir jou so. Jy gaan nie die Here jou God kan lief hê met jou hele hart, siel en verstand uit jou eie uit en jou werke teenoor ander en jouself nie. Jy moet van die ander kant af kom. En dan sal jy vrug dra as gevolg van God se hande. Nie joune nie. Hoekom is dit so omgedraai? En wanneer ons sê, waar jou hart, affections, emosies en goed die meeste is wat van jou vat, is jou God, dis 'n afgod. Daar sê mense, nee, dit kan nie wees nie. Maar hulle weet nie eers dat ons praat van God se woord wat dit sê nie. Nou word dit 'n opinie. Kom ek lees vir julle vanoggend, van 'n man, en hy gaan preek in die kerk, en hy gaan staan voor in die kerk, en hy vat die woord van God, hy lees dit, hy lees die blessings vir die mense, en die mense hang aan sy lippe. God se seëninge behoort aan sy kinders. God sê, ek sit voor jou vandag, seëninge en vloeke. Ek sit voor jou vandag, lewe en dood. Jy wat jou lewe probeer red, sal jou lewe verloor. Jy wat jou lewe verloor vir my, sal jou lewe red, deur en in my. En hierdie man kom maar by die kerk aan. Want ek moet mos nou alles vir julle met suikertjies gooi, vir baie mense. Anders kan ons dit nie eet nie, dis nie eetbaar nie. Kom ons kou die bene en ons spoeg die vleis uit. Jesus returned to Galilee. Hierdie is Jesus se eerste, volgens Lukas, by die kerk. Hoorie. And Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through all the surrounding district. And he began teaching in their synagogues and was
praised by all. So far, so goed, né? Nou net voor dit, het ons die eerste noem van wat die gospel is, en dit was Johannes die doper. Nou gaan kyk 'n bietjie, wat het Johannes gesê, toe hy daar staan, vir die mense wat daar aankom? Yes, gaan lees, want daar direk staan daar, this was the gospel. Okay, en Jesus kom by Nazareth aan, and he came to Nazareth, where he had been brought up, and as was his custom, he entered the church, the synagogue, on the Sabbath, and stood up to read. So ver, so goed, né? And the book of the prophet Isaiah was handed to him, and he opened the book and found the place where it was written. So ver, so goed. Nou hoor wat die Here Jesus vir die mense sê. Hy lees hier Isaiah, en hy lees vir hulle. Hulle like om dit te hoor. Onthou nou. Hulle beplan, hulle wil hierdie man volg. Volgende week is hulle terug. Kom na ons kerk toe. Hy lees hierso. Jesus, God in vlees, lees hier van sy eie profeet, en hy sê, the Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to preach the gospel to the poor. En mense sê, yay, he was sent me to proclaim release to the captives, en die mense sê, yes, and recovery of sight to the blind, yes, sê die mense, and to set free those who are oppressed, yes, and lastens, to proclaim the favorable year of the Lord. Oh, the favor of the Lord. En 10-1 gedink, Jesus Christus kom fisies om hulle te verlos van die Romeinse onderdrukking. So far, so good, né? Lekker man. Hoor wat sê dit hier wat Jesus doen. And he closed the book, the scroll, and he gave it back to the attendant and sat down. Hier kom het, luister nou. And the eyes of all the church, kom ons praat nou maar prakties vanoggend, were fixed on him. Lekker, so, dis nou, mooi man, alles is goed nou, né? Maar mense, nou interpreteer hy sy woord. En kom ek sê vanoggend wat ek weer gesê het, wanneer die skrif geïnterpreteer word, is dit nie legalism nie. Ek wonder, wat is daai wet, wat sekere mans en vrouens so haat, want kom ek sê vir julle, vir kinders van die Here, nee, is die wet van Jesus se bevele nie onverdraagsaam nie, dis 'n plesier. Ja, maar ek's nie jy nie. Ek sê weer, daar's 2 mense wat loop. And he began to say to them, today the scripture has been fulfilled in your hearing. So ver, so goed. Ons like hierdie ou. And all were speaking well of him, and wondering at the gracious words which were falling from his lips. And they were saying, hier kom het nou. Hier kom het nou. Is this not Joseph's son? Nou mense, wat het net hier gebeur? Dink 'n bietjie daaroor. Is this not? Wag 'n bietjie, sê die mense. Is this not Joseph's son? En God sê, Jesus sê, no doubt you will quote this proverb to me, which says, physician, heal yourself. Onthou toe hulle vir Jesus aan die kruis sê,
as jy regtig die seun van God is, kom, doen dit jouself, man. Whatever he heard was done at Capernaum, do it here in your hometown as well. And Jesus said, truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown, but I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was shut up. En wat Jesus hier doen? Nee. Hy het nou net daai pragtige beloftes en goed gelees. Maar wat hy hier sê, sonder vir my om alles te lees, jy kan self gaan lees in Lukas 4, vanaf vers 24 reg deur. Maar 10-1, nie lus daarvoor nie. When the sky was shut up for 3 years. So wat hy hier sê, is ongeag van daai pragtige beloftes, nee, het hy die almal verbygegaan daar. Nee, Elijah, en hy daai widow gaan help. En selfs met die ou wat siek was, het hy verby al die Jode gegaan, wat nie 'n Jood was en siek gemaak. En dit, jy sien wat gebeur hierso, al daai mooi blessings, nee, wat Jesus, dis nie outomaties nie. Dis nie outomaties, dis presies wat die Here Jesus vir julle sê. Dis wat die Here sê, die koste is op die tafel vir oggend. Nog steeds. And all the people, hier's die reaksie. And all the people in the synagogue were filled with rage as they heard these things. And they got up and drove him, Jesus Christ, out of the city and led him to the brow of the hill on which the city had been built, in order to throw him down and kill him. Nou ek wil, en ek kan vir julle baie ander skrif gee. Maar hier is dit weer. Hier is dit weer. 'n boot is okay in die see. Maar die boot, die see in die boot, is nie okay nie. Die kerk van die liggaam in die wêreld is hoe dit moet wees en ons beveel is. 'n kerk in die liggaam van God in die wêreld is reg. Maar 'n wêreld in die kerk is verkeerd. Die wat die Here geroep het, sal die waarheid van die swaard van verdeling tussen siel en gees en daai persoon bring tot belydening, tot redding. Want dit is die geregtigheid van God wat daartoe lei. Wat self betref, al wat ek kan sê, want my gewete word gevange gehou deur God se woord. En julle kan maar vuur spoeg soos julle wil, julle weet wie julle is op al hierdie groepe. Ek gaan nie name noem nie, so moenie daaroor bekommerd wees nie. En hierdie pastore op al hierdie groepe met hulle handjies gevou, wat niks meer beweeg word nie. Wat is net 'n job? Dis net 'n job. Ek sê vanoggend vir julle, we are not to be church organizers. We are to be church agonizers. Want dis wat die gospel doen. God kies wie reageer op sy woord. God kies in watter kondisie die grond is, want die wat die woord saai, kan nie onder die grond sien nie. Ons bepaal nie wie dit moet kry nie. God bepaal.
So nee, moenie kwaad wees vir die wat die boodskap dra nie. Dis hy leeu wat rondloop, wat lieg en vermoor, wanneer hy jou siel het, gaan hy vir jou uitklos. Nee, hy gaan jou nie pla nie. Die vyand pla net die wat uit sy greep verlos is deur die Seun van God. Om gered te word van die penalty, gered geword in die sanctificering en dan op die dag die heiligmaking van redding, is die begin van iets. Die begin van 'n weg. En ons is oor as genoeg gegee. Dat 'n werk wat God begin in 'n mens sal volbring. The opposite of the law of Jesus Christ is not liberty. The opposite of law of Jesus Christ is lawlessness. This is the gospel of the Lord Jesus Christ. For his sheep knows his voice and will not follow another. Amen.